ons naam u welkom te heet in hierdie godsontmoeting. Met die gebed daarby dat dit vir u inspirerend mag wees en 'n krag vir die lewe en die week wat voorlê. Vir ingeval daar nuwe lidmate en gaste saam met ons is, vir u ook hartlik welkom. Geen aandediens in die lig van die lang naweek en so ook DV volgende Sondag. En ook uit die aard van die saak, omdat dit 'n lang naweek is, geen tee of koffie na die erediens nie. In ons meelewing, ek hanteer al die saakies voor die aanvang van die erediens, sê ons sterkte en seënwense vir Jolien Smit, wat volgende Sondag weer vir 2 weke Kaap toe vertrek, om daar te gaan werk. Dankie ook vir jou getuienis in besondere omstandighede. Dan sal ons ook in die gebed dink aan ouderling Martin Oentiet, wie se bejaarde mamma ernstig siek is, 'n tweede terugslag, en ons bid dat die Here haar genadig sal wees. En dan deel ons ook in die vreugde van broeder Lukas en suster Alta. Langs broeder Lukas sit Rilet, hulle dogter, wat sonder dat sy dit met haar pappa en mamma gereël het, onverwags in Suid-Afrika aangekom het om te kom kuier. Wat 'n geskenk as 'n mens ook dink aan die verbondsgenade van ons Here. Welkom hier by ons en kuier lekker saam met pappa en mamma. Geliefdes, in ons lofsingende toetrede tot die troon van die Here, sing ons terwyl ons bly sit lied 220 strofe 1, 2 en 3 en daarna die wotum en die groetseën van ons Here, lied 220.
Kom ons kniel in gebed. Laat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vir U welbehaaglik wees, Here, want U is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here verder. Hierdie keer doen ons dit staande. Psalm 119, die Tosiusberuiming. Ons sing eers strofe 39 en dan strofe 7. Dan bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof. En na die belydenis, die eerste strofe, skrifberuiming 11:2, waarna ons weer gaan sit. Die apostoliese geloofsbelijdenis in U en my hart lewend. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Ek glo in hom wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Nog 'n hoogtepunt in ons handelinge vanoggend is om die Here se wet te hoor. Uit dankbaarheid. Afgekondig op Ou Testament bladsye en ons wat met die bril van die Nuwe Testament in Christus se versoeningsdood hartlik hierna luister. Vanoggend uit die 2020 vertaling Deuteronomium 5, die Here se wet. Daar staan, die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n god maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys ek aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou bees, jou donkie of enige diere van jou nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. En jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land en dat die Here jou God jou met 'n sterk hand en uitgestrekte arm daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef, sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen jou naaste lewer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Ook nie sy saai grond, sy slaaf, sy slavin, sy bees, sy donkie of enigiets anders wat aan jou naaste behoort nie. In Psalmlied in dankbaarheid te antwoord dat die Here in sy genade ook nog in dag en tyd sy wet aan ons laat afkondig, sing ons die 61ste strofe van Psalm 119 terwyl ons bly sit en daarna gaan ek u voor in gebed.
Ons roep die Here aan in gebed. Vader in die hemel, U die heilige God, en ons nietige menskinders, maar ons nader tot U met diep ontzag. Want U oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Ons aanbid U as die enigste lewende God, skepper van alles, onderhouer van mens en dier en boom en blom. Ons verskyn voor U in die krag en verdienste van ons Here Jesus Christus, U eniggebore Seun, ook in die napaase tyd en altyd ons te verlustig dat ons nie meer lewe nie, maar Christus in ons. Ons pleit om U genade as ons U woord gaan lees. Ons pleit om insig as ons na U woordbediening luister. Omarm ons, hou ons vas, styf vas. En Heer God, sien ons in ons aanbidding raak. Ons dien U met hart, 'n mond en verstand. Ons jubel voor U in Jesus naam en pleit om die kwytskelding van ons moedswillige ongehoorsaamheid, ons sonde. Hoor ons, Vader in die hemel. Amen. Soos ek altyd sê, broer en suster, jong mense en kinders, nou kom die Here self aan die woord. In skriflesing uit die 2020 Afrikaanse vertaling 2 Korinte 12, die eerste 10 verse, baie bekend. Ons lees saam van vers 1. Hou in gedagte dat die fokusvers die eerste gedeelte van vers 1 en die eerste gedeelte van vers 2 is. As daar dan geroem moet word, is dit nie voordelig nie. Maar ek kom nou by gesigte en openbarings van die Here. En dan spesifiek hierdie woorde: ek weet van 'n man in Christus wat 14 jaar gelede tot in die 3de hemel weggeruk is. Of dit in die liggaam of buite die liggaam is, weet ek nie, God weet dit. Ek weet ook van 'n man, of dit met die liggaam of sonder die liggaam was, weet ek nie, God weet ek, dat hy weggeruk is tot in die paradys en onuitspreekbare woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag noem nie. Op so iemand sal ek my beroem. Maar op myself sal ek my nie beroem nie, behalwe oor my swakhede. As ek my wel daarop wil beroem, sal ek nie dwaas wees nie, want ek sal die waarheid praat.
maar ek weerhou my daarvan, sodat niemand meer aan my sal toedig as wat hy of sy van my sien of by my hoor nie, selfs nie met inagneming van die buitengewone aard van my openbarings nie. Daarom, om te keer dat ek nie opgeblaase word en sodat ek nie hoogmoedig mag word nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. 'n Engel van Satan om my met die vuis te slaan. Hieroor het ek die Here 3 maal gesmeek dat dit van my moet wyk. Maar die Here het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring, daarom sal ek baie liewer op my swakhede myself beroem, sodat Christus se krag my kan beskut. Terwille van Christus verheug ek my in swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede, want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Tot daar uit die onfeilbare woord van die lewende Here, met die gebed dat die verkondiging van sy woord in uitleg en toepassing ons elkeen in ons gemoed sal aanspreek. Die tekstema doodgewoon het, ek ken 'n man. Ek ken 'n man. Geliefdes in die Here, u weet mos, die lewe loop met elkeen van ons sonder dat 'n mens kan keer of koes 'n pad. U sal met my moed saamstem. Dis waar, 'n lewenspad. En dit is ook so, die lewe loop sy loop. Die lewe gaan sy gang. En nou huiwer ek na aanleiding van wat ek vir u gesê het en wil ek vra, is wat ek pas gesê het die volle waarheid? Verseker nie, want met 2 Korinte 12 vers 1 tot 10 in gedagte te sê, die volle waarheid is, die Here loop in sy goddelike almag met elkeen van sy kinders 'n pad. Dis die volle waarheid. Die lewe gaan nie sommer net sy gang nie. Die Here loop in sy goddelike almag met elkeen van sy kinders 'n pad. En nou wil ek dit so sê, en ek sê dit met die grootste respek, die Here loop met elkeen van ons 'n pad, en hy loop saam met ons op die wolke. Hy loop 'n pad saam met ons, as ons, en ek kom nou weer daarby, in die 7de hemel is. 'n uitdrukking wat ons hier ook hoor. Wel, die 3de hemel. Ek kom daarby. Hy loop saam met ons op die wolke, as ons in die 7de hemel is. Maar hy loop ook saam met ons, soos hy saam met Paulus geloop het, in die worsteling met die onverklaarbare. Here, hoe op die aarde is dit
moontlik. Hy loop saam. Hy loop saam in u worsteling met betrekking tot die onverstaanbare. Here, die som se antwoord maak nie sin nie. Dan is hy saam op pad. Saam in u worsteling, hoor nou mooi, oor dit wat u lewenskwaliteit aantas en spesifiek negatief aantas. Here, ek lewe 'n sober lewe. Ek pas myself op. Ek rook nie. Ek drink nie. Ek eet gesond. En nou is ek siek. Dan loop die Here saam. Daarom 2 Korinte 12 verse 1 tot 10, 10 verse wat my broer en suster, kinders, jong mense in die week wat verby is in die studeerkamer net weer laat sê het, ek verwonder my oor God. Daar's net een. En dis hy wat die pad saam met die loop. Sy grootheid, sy goedheid is gewoon oorweldigend. Kom ons kyk. 2 Korinte 12 vers 1 tot 10. Inderdaad die bekende doring in die vlees verse 1 uit, wat baie keer in die prediking die teks is. En die allerbekende, my genade is vir jou genoeg, wat ook baie keer as die teks aangegee word. Maar vanoggend anders. Anders as altyd. Ons kom by daardie verse, by geleentheid. Maar vanoggend, vers 1a en 2a, ek ken 'n man. En Paulus praat van homself. En ek gaan aanstonds verduidelik, hoekom sê hy vir die Korinte gemeente, ek ken 'n man. Wat weet hy van die man? Hy ken 'n man wat alle rede in die wêreld het om te kan roem. Om te kan sê, kyk wie is ek? Kyk wat doen die Here met my, aan my. Ek is so belangrik. Ek is Paulus. En ek roem daarin. Ek is 'n roemryke man. Paulus sê ek ken so 'n man. Hy sê en daardie man het alle rede om te kan roem. Of, om het so te stel, en dit ook van toepassing te maak op u en my lewe, hy ken 'n man wat rede het om te kan roem. Hy ken 'n man wat in hierdie wêreld kan sê, ek is God van my eie lewensbootjie. Sien nie hoe naby kom hierdie teks aan ons. Ek is 'n goetjie.
van my eie lewensbootjie. Hoorie, mense wat sê, my insigte is diepgaande. Ek is onderlê in sake. Ek is selfversekerd. Ek is roemryk. Ek baan die weg. Ek weet waaroor die lewe gaan. Nou wil ek nie sê, ken jy sulke mense nie. Maar ek wil vra, is ons nie in hierdie bootjie nie? En daarom, broer en suster, gaan kyk dit weer mooi na. Weet jy waaroor gaan dit eintlik in 2 Korinte 12, sy eerste 10 verse? Dit gaan, my broer en suster, oor hoogmoed. Hoogmoed by mense, terwyl hoogmoed laag op die Here se agenda is. En daarom gaan dit in 2 Korinte 12 oor hoe die Here, hoor mooi, pyn en lyding in 'n mens se lewe gebruik. Nie hoe hy pyn en lyding in 'n mens se lewe gebruik om jou te straf, maar hoe hy dit gebruik tot in my eie voordeel. Om wat te doen? Om u en my grond toe te bring. Hoogmoed. Neus in die lug. Selfvoldaan. Jy sal my niks vertel nie. Ek ken 'n man. En daarom wil ek vir u vra, hou dus in gedagte 2 Korinte 12 vers 1 tot 10, leer hoe die Here siek en seer en sukkel en stikkend ten goeie in 'n mens se lewe gebruik. Daarom vers 1a en 2a in samehang met vers 5 en 6 sê, die Here gebruik binne die konteks 'n doring in die vlees lewensdinge. Hoekom? Om die Godskind se geestelike pyl sigbaar te laat word. Om sigbaar te laat word wat die Here in my doen en nie wat ek kan doen nie. En op die punt wil ek vir u sê, wat het Augustinus, die ou kerkvader, by geleentheid gesê? Hy het gesê, die wese van ons sondige natuur en sogenaamde godsdienstige natuur sou met een woord saamgevat kon word, hoogmoed, sê Augustinus. Ons sondige natuur en baie belangrik ook ons sogenaamde godsdienstige natuur. Moet ek iets vir u daarvan sê? Ek is gereformeerd
gebore. Hoorie? En daarom doen ek dit, en daarom doen ek dit nie, en dit nie. Die sogenaamde godsdienstige natuur. Hoogmoed. Sien? Paulus aan die ander kant kon op sy godsdienstige, bonatuurlike, geestelike belewennisse roem, vers 2 tot 4. Ek weet van 'n man, en Paulus verwys na homself, weggeruk tot in die 3de hemel. En die mense van destyds het ook gepraat van die 7de hemel, waar ons uitdrukking vandaan kom. As jy in die 7de hemel is jy toegepak van geluk en seën en goedheid. Hy's weggeruk tot in die 3de hemel. Ek is daarom belangrik, nee, kon Paulus sê. Ek is weggeneem tot in die paradys, en daar het ek onuitspreekbare woorde gehoor. Korinthe gemeente, ek is Paulus, ek is vernaam. As daar nou 'n man is wat breë bors kan rondloop, dan is dit ek. En hoekom sê Paulus dit? Want die Korinthe gemeente het vir Paulus gesê, jy's pateties, jy kan nie preek nie. Dit wil daarop dui dat Paulus ook klein van postuur was. Hy het gesukkel in die Korinthe gemeente. En daarom sê hy hierdie goed. Ek weet van 'n man wat kan roem, want hy moet keer dat die wal in Korinthe nie breek nie. En Paulus is diep bewus hiervan, hoe spesiaal hy is, want niemand anders kan dit sê nie. En die situasie in Korinthe, 'n moeilike gemeente, noodsaak hom, as hulle sê, jy's 'n ou vaal geesie, dat hy kan sê, ek ken 'n man. Hy verdedig dus sy werk as apostel. Tog sê Paulus, hoor nou, dit sal dwaas wees om daarin te roem, want roem verander so maklik in hoogmoed. Sal jy met my saamstem? Roem. In die akademiese wêreld noem ek dit vir u ek is nie Kobus nie, ek is dokter Kobus. Hoorie? Wie is u man, mevrou? My man is professor Piet van der Walt. En ons, in ons lewe, kom ons neem die werksomstandigheid. 'n Mens kan so maklik in 'n werksomstandigheid instap en sê, wie is die senior, ek of jy? Jy doen soos ek sê. Roem
verander so maklik in hoogmoed. Ook tussen Christene. Ek ken die Bybel. Jy sal my niks vertel. Die kerkorde hanteer ek op die punte van my vingers. My oupa was die en die. Paulus sê, ek ken 'n man wat regtig in Christus kan roem. Maar ek gaan dit nie doen nie. Omdat Paulus geweet het dat niks van hierdie bonatuurlike openbaringe en die 7de hemel hy self bewerk het nie. En so gebruik die Here die doring in Paulus se vlees om sy voete op die grond te hou. Maar kyk hoekom Paulus se geestelike identiteit, sy geestelike adel na vore. Hy sê, ek sal nie roem en spog oor dat ek in die 3de hemel weggeruk is nie. Ek sal nie roem oor die paradys waarin ek was nie, want ek is net nietige Paulus. Al waarin ek kan roem, is my menslike swakhede. Paulus was 'n kind van God. Sy status en dit wat die Here met hom gedoen het, het hy besef, ek verdien dit nie, hoekom sal ek dan daaroor spog? Want Paulus het besef, sy swakhede, ondanks alles wat die Korinte gemeente gesê het, sy swakhede is juis die bewys van sy apostelskap. Sy impak is omdat God in hom werksaam is en was. Maar hy was 'n gewone mens en daarom sy diepe seer met die intense doring in die vlees pyn. En toe die Here sê, ek vat dit nie weg nie, het Paulus nie gesê, ek wil niks meer van u weet nie. Maar sy genade was vir hom genoeg. Waarin setel u en my geestelike adel? Want, u sien, ware geestelike krag en gesag en autoriteit en integriteit kom nie van die wegruk tot in die 3de hemel of in die paradys met onuitspreekbare woorde nie. Maar mag u adel hê en volledig afhanklik wees in nederigheid
vir God. Tweede Korinte 10 leer ons dat die Here in sy almag ons baie keer uit die 7de hemel moet uithaal. En sê, my kind, sit jou voetjies op die grond. Gee my jou hand. Dan stap ons verder. Ons kom, as die Here wil, in die prediking daarby. Broer en suster, as ek afsluit, sê ek, kyk u nou anders na die doring in u vlees. Want ek kyk so oor u. En ek weet, op hierdie moment sit hier van u voor my, met dik dorings in u hart. Lewensmoeite, my broer en suster, is die beste toets van 'n mens se geestelike karakter. 'n doring in die vlees wys wie u regtig is. Nie die 7de hemel. Dorings in die vlees was nog nooit 'n straf, maar 'n toets of u in Christus is. Daarom, vers 2, ek weet van 'n man in Christus. En die 7de hemel en die paradys is niks in vergelyking met 'n man en 'n vrou in Christus nie. Jou moeilikheid, jou seer, weet jy wat? Dit is net 'n toets of u waarlik net in die Here roem. En ek kyk julle in die oë. En ek sê om Christus wil. Ek ken 'n man en ek ken 'n vrou. Amen. Liewe broer en suster, voordat ons saam dank sê, kom ons sing terwyl ons bly sit die tweede strofe, lied 188.
Kom ons dank sê. Heere God, ons Vader in die hemele, hoor ons dankgebed, 'n mens se woorde. As ons begeer om te sê, loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom. Al wat asem het en lewe, ons roem in die Here. Ons roem daarin, Here, dat U so lief is vir ons, dat U selfs 'n doring in die vlees gee, om te keer, om te voorkom, dat ons dink ons is oulik, slim, sterk. Daarom dank ons U, Here, dat ons met die geloofsoog na ons omstandighede kan kyk, ons lewensomstandighede, die eina van jare der jare terug, wat nog soos 'n doring steek, nuwe dorings. Die omstandigheid van die lewe. En U, wat die loop van elkeen van ons se lewe bepaal. U te dank, Here, dat ons na die land se omstandigheid kan kyk met 'n geloofsoog, die wêreld. U kinders oor die hele aarde. U gemeente hier. Sterk, gestewig, teen storm en ongety, want U sit ons op 'n rots. Gedenk hulle, Here, wat moeite beleef en spanning beleef, gedenk Martin Oentiet en sy broer en hulle mense by die siekbed van hulle bejaarde mamma. U ken en verstaan die verhouding tussen 'n ma en haar kinders. Ons dank U, Here, vir 'n dogter wat uit die verre Kanada land haar bejaarde pappa en mamma kan besoek. In omstandigheid wat die ouderdom bring. Dankie dat sy vanoggend saam met ons is. U ken saam met ons aanbid vir Jolien in die Kaap, TV. En nog eens, Here, ons lof en prys vir Karen, wat haar kruis met blymoedigheid dra. Leer ons, Here, U regte weë. Wys die regte pad vir ons aan. Met blydskap van hier te gaan, die vakansiedae, die lang naweke, Here, bewaar ons
En saam weet ons, U bepaal die loop van die lewe. Ons prys U daarvoor in Christus Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan die Here loof voordat ons sy uitstuurseën mag ontvang. Ons gaan staan en 3 strofes van Psalm 116 sing. Psalm 116, die Kloete omdigting se strofe 4 en die Tosius omdigting se strofe 1 en 7. Let saam op die woorde en die krag van hierdie boodskap uit die psalmbundel van die Here se woord. Daarna die uitstuurseën en voor ons vertrek ons amen lied in die woorde van lied 308 se 5de strofe. Ontvang die seën van die Here en draai terug na die lewe en gaan sit hierdie erediens voort in dag en tyd tot dit weer Sondag word. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster, sy en bly met u almal. Amen.